'n handvol gruis deur C. Louis Leipold. 'n handvol gruis en gedroogde blare, waarboomblare, gnarabosblare. Arm was ek gister, en nou is ek ryk. Arm in herinnering, arm in verbeelding, arm in onthou van die vroeër jare, deurgebring in die handamwyk. 'n handvol gras en gedroogde blare maak my, wat arm was, koningryk. Ryk in herinnering, ryk in verbeelding, ryk in onthou van die vroeër tyd. Timoteus 6 vers 6 tot 8. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Ons het nou vir omtrent so 'n dag en 'n half al nie meer water in ons krane hier by die huis nie. Vanoggend het ek met 'n glas water my tande geborsel en net die naweek wat verby is, het ek ook op 'n soutpan in die middel van Botswana, wat amper maar soos 'n tipe woestyn kan lyk, gestaan met 'n koppie water en my tande borsel, en ek was verwonderd oor hoe ver hierdie koppie water my kan vat as ek net mooi skat hoeveel ek regtig nodig het en net mooi spaarsamig daarmee werk. En by die huis was ek nie verwonderd of meer tevrede omdat daar baie water in die krane is hier. Dit is eintlik eers nou weer, toe die water op is, dat dit my tref hoe kosbaar water regtig is. Die oorvloed help my nie om die water meer te waardeer nie. Baie keer eerder wanneer ek besef dat dit nie 'n oneindige hoeveelheid is nie, dat ek die waarde makliker kan skat en raak sien. Leipold, C. Louis Leipold, daai bekende gedig is al amper 100 jaar terug gepubliseer, wat sê 'n handvol grys uit die handamwyk, of op 'n ander deel sê hy 'n handvol gras en gedroogde blare maak my, wat arm was, nou koningryk. En ek dink daai woorde resoneer nog steeds vandag. Aan die een kant omdat daar 'n waarheid daarin is wat ons almal op 'n manier tog ken en vertrou en glo, dat dit iets so eenvoudig is. Dis die eenvoudige dinge wat baie keer ons eintlik kan tevrede stel. Maar aan die ander kant ook omdat ek dit wil bevraagteken. Dis ook hoekom my woorde by my bly, want dan is ek so sjoe, maar is dit al? En hy sing oor gnarabosblare en waarboomblare, of hy sing, ek sê nou, Gert ook nou het gesing oor, hy skryf oor die waarboomblare en die gnarabosblare. Ek weet eers wat se blare dit is nie, maar ek weet wat se blare ek eintlik wil hê as ek dink aan tevredenheid, om my tevrede te stel, as die blare wat ek wil hê, daai blare wat luiperds op het, of ten minste buffels. Ek dink dit kan my tevrede stel. Maar ek noem nou vandag hierdie ding verbeel jy is ryk, want Leipold sê ook verbeelding ryk. Hy is ryk in verbeelding, ryk in herinnering. En as ek nou myself moet indink hoe ryk ek moet wees om tevrede te wees, is daar nou eintlik in onlangs jare baie goeie navorsing daaroor gedoen. Dan sê dit gewoonlik sal ek nou dink, okay, my buurman wat so 'n paar kerwe hoër op die inkomste skaal as ek is, dalk wil ek net soveel soos hulle hê, en dan sal ek tevrede wees. Maar as jy nou vir hulle gaan vra, dan sal hulle nou weer nog 'n hele klompie kerwe bo hulle kyk, en sê nee, maar dis hoeveel hulle wil hê, en so gaan dit aan, en ons ken die storie. Maar dan kom dit uiteindelik by mense wat regtig, objektief, skatryk of koningryk is. En by hulle is dit eintlik 'n bietjie anders, maar ook dieselfde, op dieselfde tyd. Hoe dit anders is waar ons dalk dink, ons het te min geld en dit is hoe ons probleme wil oplos, kom daar 'n punt waar geld eintlik 'n probleem self raak. En dit klink dalk simpel, maar dit is eintlik regtig so. Selfs al hoor mens nou wat die soort probleme is, dis regtig goed wat vir hierdie mense nie maklik is nie. Daar's die belagliker goed, soos waar parkeer ek my duur vliegtuig, ek kon nie inkom by die hangar waar ek wou inkom nie, wat gaan ek nou maak?
Maar dan sal ook die goed wat meer logies sin maak, soos jy weet, skielik klop mense by jou aan vir hulp wat nooit voorheen het nie. En jy kan nie almal help, jy wil nie almal help nie. En jy het dalk nou nie meer skuld nie, maar nou het jy skuldgevoel omdat jy nie almal kan help of almal kan ja sê nie. Of jy wonder dalk, soos, hoe opreg is almal wat in my lewe is? Is daar enigiemand in my lewe wat hier is net vir wie ek is? Of is almal nou maar net my vriende en in my lewe as gevolg van my bankbalans? En dan sien mens nou hoe dit eintlik nog steeds ingewikkeld raak, maar nou waar hulle weer dieselfde as ons is, sien nou vir hierdie mense se vra, nou wat dink jy het jy nodig om dit beter te maak? Dan kom hulle weer by dieselfde gevolgtrekking. Miskien net nog so 'n paar miljard meer. Snaaks genoeg het hulle nog nie die les geleer nie, maar ons, wat ook nie daar is nie, sukkel ook om my les te leer, want dit is so maklik om te wil glo, daar's een ding wat amper alles vir my kan oplos. Dit is 'n silver bullet of iets soos geld. As ek net genoeg daarvan het, gaan alles weggaan. Maar eintlik weet ons die lewe is meer ingewikkeld as dit. As ek wil vra, het ek genoeg? Is ek eintlik nie so goed daarin om te verbeel wat rykdom is of wat kosbaar is in die lewe nie. Dit is nie so maklik nie. En snaaks genoeg is van die goed wat ons die kosbaarste ag, in elk geval nie die goed wat ons eens en vir altyd kan vervul nie, maar tog is dit maklik om te smag na iets wat my vir eens en vir altyd gaan tevrede stel. Maar tevredenheid is miskien iets anders as dit. Nou in 1 Timoteus 1 vers 6, 1 Timoteus 6 vers 8 sê dit, laat ek gou dit lees, laat ek dit reg lees. 1 Timoteus 6 vers 8 sê, as ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. As ons kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. En ek dink op 'n sekere vlak, soos wat Leipold se gedig ook op 'n manier probeer aanvoer, kan ons almal eintlik daarmee saamstem. Ek moet dankbaar wees vir dit wat ek het. Iewers om te bly, iets om aan te trek, iets om te eet. Maar nogtans is dit so dat ek kan dink, maar joh, as ek net dit kan verander aan my huis, of as ek daarom net kan lekker eet, en nou dit is waarby ek wil uitkom as ek praat oor goed wat baie kosbaar is en wat vir my baie waardevol is, maar wat in elk geval nie vervullend is nie. Het is verskriklik lekker om fancy te eet. Het is lekker om lekker te braai ook. Het is lekker om 'n eenvoudige maar fantastiese melktert te geniet ensovoorts. Maar al daai goed is ook vlietend. Nadat ek dit geëet het, het ek net die herinnering oor, en nou sê Leipold ook ryk in herinnering, ryk in verbeelding. Maar dis al wat ek het, en ek kan definitief môre weer lekker eet en weer lekker eet, maar ek gaan nie een keer lekker eet en dan het ek lekker geëet vir die res van my lewe nie. So dit is die eerste leidraad wat my nogal help om te verstaan dat die oneindige vervulling dalk nie die wysste ding is om na te jaag nie. Maar nou aan die ander kant weer is dit ook so, dit is ook belangrik om te onthou dat daar is iets soos nie genoeg nie. Daar is ook, al die navorsing waarna ek nou verwys, is daar wel gevalle van mense wat definitief kan doen met meer. Mense wat, as hulle net 'n kerf of wat hoor klim op die inkomsteskaal, dat hulle regtig nogal meer gelukkig sal wees, en dit is ook bewys deur betroubare kenners. Maar dan ook interessant genoeg is dit ook so dat selfs mense wat eintlik al, kom ons sê, tegnies genoeg het, selfs hierdie mense sal ook 'n klein bietjie gelukkiger voel wanneer hulle nog meer geld verdien, maar dit is so klein bietjie dat daar ander baie beter maniere is om daai tevredenheid vir jouself te kry. Voorbeelde is goed soos 'n paar minute meer oefen 'n week, miskien moeite doen om te gaan stap of om uit te kom in die natuur. Al daai goeders is baie effektief en miskien meer effektief, want anders moet ek myself afsloof om nou regtig meer te verdien, en dan kan ek so maklik mis wat belangrik is. En dit sluit eintlik baie goed aan by 1 Timoteus 6, waar sê ek dit nou reg. Die res van Timoteus praat baie nogal oor leiers
se rolle en sommige leiers wat godsdiens wil gebruik omdat hulle dink godsdiens gaan vir hulle gee wat hulle wil hê. Godsdiens gaan vir hulle aansien gee of godsdiens gaan hulle ryk maak. En dit is hoekom die versie net voor die versie wat ek nou gelees het. Verse 6 en 7 van 1 Timoteus 6 sê die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan ook niks daaruit wegneem nie. Ek dink dit is nogal 'n goeie leidraad want dit laat my eintlik dink daai deel wat sê ons het niks in die wêreld ingebring nie herinner my aan Job en die stukkie van Job wat ons altyd in lydenstyd lees. Wat sê naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. En nou, ons is nie nou in lydenstyd nie. Die mense wat die kerkkalender volg sal weet ons is in koninkrykstyd, maar die interessante ding vir my is in Engels noem ons koninkrykstyd ordinary time. Dit is eintlik 'n goeie teologiese herinnering dat die koninkryk en die gewone eintlik nie so verskillend is van mekaar nie. Maar hoe kan ons dan nou in die gewone, in dit wat ek reeds het, dit waaraan ek reeds gewoond is, soos Timoteus sê, ek moet tevrede wees met wat ek het. Hoe kan ek daar in die koninkryk of Leipold se koninkryk raak sien? Een antwoord vir my is miskien om as dit wat kosbaar is in my lewe soos kuns is dit om daai kuns weer te raam of anders te raam of in die eerste plek te raam sodat ek dit beter kan waardeer. Op Stellenbosch het ons nou vandag die Rupert Museum. En hoe daai museum ontstaan het is die Ruperts het 'n brandskrik gehad by hulle eie huis waar al hulle kosbare kuns was. En toe besef hulle daar kan dalk 'n beter manier wees om hierdie kuns te bewaar, maar ook om die kuns te waardeer. En dit is om dit nie net alleen ook te waardeer nie. Jy kan gratis by die Rupert Museum ingaan en van die duurste kuns wat die meeste van ons nooit sal kan bekostig nie, kan jy daar gaan kyk en dit kos jou nie van daai blare met die luiperds en die buffels op nie. So, een voorbeeld, maar ek dink wat vir my nog 'n meer behulpsame voorbeeld is ek ken Zenelda het ook 'n klompie kuns wat ons nou al deur die jare bymekaar gemaak het. Van dit is goed wat nogal duur was vir ons, maar van die goed het ons sommer gratis gekry. Van die goed is geskenke en van dit het ons self geskep. So wat ook al die geldelike waarde van ons kuns is nie so erg ter sprake nie, maar ons het vir 'n tyd lank dit gelos by 'n ramer, sodat dit behoorlik geraam kan word, sodat ons dit kan ophang. En toe lê dit vir so lank daar, dat ons eintlik net weer moes terugvat en nou maar weer net stoor in ons huis. Maar nou onlangs het ons dit weer meer doelgerig teruggevat na die ramer toe. En ek was verstom oor die vreugde wat ek gekry het uit hierdie kunswerk, toe ek dit in die regte rame sien. En daar was selfs 'n kunswerk waarvoor ons in elk geval baie lief was, maar hy was in die verkeerde raam, ons het dit geweet en kunswerk het so begin buighoek want wat vog ingekom en goed. En nou is daai kunswerk ook oorgeraam en so lief soos wat ek vir daai kunswerk was, nou is ek nog liewer vir daai kunswerk. Dit is vir my nog meer kosbaar. En interessant genoeg is 'n ramer ook die woord vir iemand wat waarde moet skat. So beramings moet maak. Om jou skatte na waarde te skat, het jy baie keer nuwe rame of 'n nuwe ramer nodig. En as Timoteus praat van godsdiens, is daar 'n paar leidrade vir ons daarin. En ek dink dit kan begin by iets soos, ons ken almal nou al dankbaarheidsjoernale, maar dit is dieper as dit ook. Dit is meer as manifesting of enigiets soos dit. Van daai goed kan baie behulpsaam wees, maar dit moet ons ook op 'n ander manier verby die gewone na die koninkryk of die koninkryk toe kan lei. En ek dink dit kan wees soos 'n gebed oor daaglikse brood en om my verhouding met God nie as voorspoed en wins te sien nie, maar om die wins van my verhouding met God te sien as die groter perspektief. As Timoteus praat van ek het met niks in die wêreld ingekom nie en ek kan niks daar uitvat nie, soos Job. Dit bring ons weer in aanraking met ons verganklikheid. Maar daai verganklikheid word 'n geskenk wanneer dit vir ons 'n nuwe raam gee, wanneer daai verganklikheid ons perspektief weer verstel, dat ons geld op sy plek kan sien.
dat dit nie alles is nie. Dit is ook definitief nie niks nie, maar dit is definitief ook nie alles nie. Dat ons 'n nuwe raam kan kry. Dit help ons. Dis hoe godsdiens wat ons in aanraking bring met die ewige, met die grootse, met die onmeetbare. Dit is die wins wat godsdiens vir ons gee. En dan Mary Oliver het 'n gedig met die naam Mindfulness, waar sy praat van dit is my werk om elke dag weer te leer, opnuut te leer hoe wonderlik my lewe ook kan wees, hoe wonderlik dit is. James Hollis stel dit so, hy sê ons is uiteindelik 'n tekort as ons iets te min het. En is dikwels in vandag se tyd om in aanraking te kom met die kosmos, daai grootsheid, die natuur, die tribe, ons gemeenskap en onsself. Ek dink dit is waar Timoteus ook op 'n manier praat, want Timoteus het onder andere ook nogal baie te sê oor die verhouding tussen slawe en hoe ons moet te werk gaan en so, en om onsself nie af te sloof vir dit wat in elk geval nutteloos is nie. En dis baie keer wanneer ons besig is om onsself af te sloof, dat ons nie meer ryk is in verbeelding nie meer ryk is in herinnering nie. Ek wil afsluit met 'n storie oor ryk in herinnering. Toe ons nou uit Botswana uitry, hierdie naweek. Die laaste stukkie is 'n stukkie sinkplaatpad, en nou skit ons op die sinkplaatpad, maar ons luister toe nou Robbie Wessels se Halley se Komeet speel toevallig nou op iemand se playlist, en my een bandmember wil praat, maar sy stem skit so terwyl hy praat van die sinkplaatpad, en ons kan nie uitmaak wat hy sê nie, en hy sê, sorry, dis die sinkplaatpad, en toe sê ek vir my, ek weet nie veel al Robbie Wessels geluister het nie, maar hy sing met so baie kenmerkende vibrato, en ek sê, maar dit is hoe ek soos Robbie Wessels kan sing, is hy nou is op hierdie sinkplaatpad, en toe begin hy sing, en toe hy sing, ek kan nie die liedjie se woorde onthou, maar toe klink hy net so Robbie, en toe lag ons, en ek weet nie of dit so snaaks sal wees vir iemand wat nie daar was nie, maar toe besef ek later daai dag, soos hierdie is iets wat ek wil onthou, want dit is net so lekker herinnering, en toe skryf ek 'n herinnering neer, maar as ek te besig was met die volgende dingetjie op die to-do-lys, en die volgende ding om die volgende doelwit na te jaag, dan is dit wanneer ek daai herinneringe so maklik minag, en so maklik nie meer na waarde skat nie. Mag ons ryk in verbeelding wees, mag ons koningryk wees, soos wat ons leer by Jesus oor God se koninkryk. Kom ons bid saam. God, mag ek weer elke dag herinner word, ryk in herinnering word, as ek my daaglikse brood na waarde skat. God, mag U vir ons wys wat tevredenheid is, en mag ons dit elke dag saam met U ontdek. In Jesus se naam, amen. Een deel wat ek nou nie genoem het in die preek nie, is vrygewigheid. Ek het daar iets daarvan bedoel met die idee om die kuns wat ek het, en wat ek eers net weggesteek het, om dit te raam en op 'n manier met die wêreld te deel. Die tribe waarvan James Hollis praat, daar's iets daaraan om ook te deel, en dit is presies die geleentheid wat jy nou het, is om bietjie te oefen, om barmhartigheid, dit wat ons by God sien, om daarvan ook te gee. So jy kan nou gee met die SnapScan kode op die skerm, of die bankbesonderhede wat ons vir jou op die skerm het. Jy kan ons webtuiste toe ook gaan as jy wil sien hoe jy kan gee en hoe jy kan bydra, en dit alles is 'n bydra tot waarmee ons besig is hier by Envia, waarmee die tribe doenig is. So hier is ook vir jou 'n manier om deel van ons tribe te wees, maak nie saak waar jy ook al is nie, en is welkom om met ons kontak te maak, om in te skakel, om goed saam met die tribe ook aan te pak, soos wat jy kan. Baie dankie daarvoor.